Right, ons is hier by Pannar vandag by Nampo. Ek praat met De Bruin. Ons vind 'n bietjie uit, wat uit 'n agronomiese oogpunt uit kan jy doen om jou risiko's te verskans? Net 'n bietjie anders te dink oor hierdie storie. As dalk een of twee goed wat jy nog nie aan gedink het nie. Kom ons hoor 'n bietjie by hom vir volgende seisoen. Hoe dink ons oor hierdie besigheid? Right, dat ons hierdie kamera geswaai kry, De Bruin, hoe lyk dit? Goed jy? Nee, wat doodstil rustig. Dis mooi. Okay. Ons sit moeilike tye. Goeders loop hier soos dit moet, die hele lot nie. Yes. Sê gou vir my, hoe sê ek die maklikste op 'n slegte seisoen is, jy trek 'n streep, né? Vergeet van daai ding, is klaar, Ja. né? Ons het nou wat ons het, né? Al wat ons nou kan doen is beter beplan vir die toekoms, né? Wat sê jy vir die ouens sê uit 'n agronomiese oogpunt uit, want ek het self ons het nou al baie met die mekanisasie kant en al daai goed gepraat. Uit 'n agronomiese oogpunt uit, hoe benader ek hierdie seisoen wat kom? Ek dink dit is 'n baie relevante gesprek of vraag. Ek dink op hierdie stadium basterkeuse is 'n belangrike komponent. Maak seker jy plaas jou basters op die regte hektare of die regte benadering wat jy wil bestuur. Het sy dit risikobestuur uit 'n siektepakket, risikobestuur uit 'n opbrengspotensiaal oogpunt. So hierdie gesprek met jou verteenwoordiger en jou landboukundige in jou omgewing rondom basterkeuse en basterplasing. Jy praat van basterkeuse. Hoe belangrik is dit om 'n pakket te plant, nee, kort, medium, lank, jy weet daai tipe van goeders waar ek gewoonlik weet ek wat ek raai een kultivar wat regtig baie goed werk by my, maar dit is ook een van daai goed, ek weet nie altyd presies waar is sy venster. Ek het gehoor van ouens wat die ouens sê, right, luister die ouens wat 2 weke vroeër geplant het, byvoorbeeld was in die moeilikheid as ouens wat 2 weke later geplant het, net oor die manier wat die reën gekom het. Yes. Hulle praat van 'n super El Nino wat kom, so wel, ons weet ons gaan either of verdroog of verspoel. Apparently gaan ons niks in die middel hê nie, Yes, nee. okay. So, hoe verskans ek myself teen daai? So ons vra dieselfde vraag en ek dink ons is ook 'n voorstander van gebruik 'n basterpakket. So iets wat ons uit ons proefdata gesien het, kom ons vat die afgelope 2 seisoene, is ons het altyd gedink wel net 'n langgroeier is die beste seleksie, en toe het ons nou na 2 jaar data kyk, dan is ons wel, maar uit 2 jaar data of as 1 jaar data het ons gesien hierdie jaar het die langgroeiers nie goed gedoen nie, maar die kortgroeiers het goed gedoen. En dan as ons weer nog 'n jaar terugkyk, was die situasie andersom. Uit 'n basterpakket het sou ek sê dit sal goed wees om nie net na een baster te kyk nie, want jy weet nie wanneer jy droogte kom nie, jy weet nie wanneer jou Hittegolwe, daai tipe van goed. Want ek dink as jy 'n hittegolf kry in bestuivingstyd, maak nie saak wie of wat jy is, 'n mielie kry, hy trek swaar, jy kry maar houe. Yes. So ek dink daar's verskillende maniere hoe mens daarna daai baster seleksie gaan kyk. Weereens soos as jy baster seleksie gaan doen op 'n potensiaal oogpunt en jy mik net vir die vinnige groeiklasse, dan sal 'n bietjie 'n spektrum van baster seleksie in die groeiklas op potensiaal reaksies. So dis ook 'n manier om 'n pakket na te kyk. Dis nie net groeilentes nie. Is ek reg as ek sê, jy weet die probleem waarmee ons sit baie keer is, en ek vat nou my Safex pricingstrategie, bring ek nou van die kant af. Yes, reg. Hy doen mos nou dit. Yes. En ek draai die hele tyd op die toppies prys en dan wat ek reg kry is as ek prys hier op die bottoms, né? As ek net vir my 'n strategie in plek sit waar ek net sê, luister, ek is eerder gelukkig met 'n gemiddelde prys. Oor 'n langtermyn behoort ek beter te doen, Yes. as wat ek heeltyd probeer en ek slat hom heeltyd mis. Yes. As ek dit terugbring na my pakkette toe, is dit ook nie noodwendig te sê hierdie mielie het sleg gedoen hierdie jaar en volgende jaar weer sleg doen nie. Laat ek eerder 'n 4-5 jaar horison op 'n pakket of 'n tipe saad plant om te sê, luister nie, ek plant 20% hierdie groeilengte, 20% daai groeilengte met hierdie en hierdie kom ek sê characteristics, ek weet nie wat die Afrikaanse woord, eienskappe, daar is die mooi Afrikaanse woord, nee. Is dit nie eerder die ding wat ons moet sê, luister, jy vat eerder 'n 4-5 jaar uitkyk as wat jy net 'n jaar op jaar uitkyk vat, nee. Definitief, ek dink as ons die basis nou goed bly nog steeds, so iets wat al vir die afgelope paar seisoene in jou omgewing geplant is, wat uit jou proewe uit konstant, kom ons sê nou maar die top 2 of 3 of 4 posisies beslaan, wys dit ten minste op stabiliteit uit oor seisoene ook en plantdatums. So proewe word nie almal op 1 November geplant en almal word 1 Junie gestroop nie. So daar is 'n bietjie variasie wat daar in seisoene en plantdatums en omgewings insluit. So as jy gaan kyk na daai
4 of meerjarige data, kom ons praat van meerjarige data, dan behoort jy 'n baie goeie seleksie uit die presterende basters te kan kies. So miskien sal, en as dit jou fundament is wat jy wil hê, wat jou dominante basters moet wees, dan dink ek jy is op die regte pad. En dan is moet daar altyd plek wees om te kyk na iets nuuts, iets anders, net uit die bestuur van risiko uit. Sien daar, glitch my kamera, nee, is 'n nuwe en ek leer hom nog. Nee. Okay. Plantestand. Net. Kom ons sê, ek wil myself nou opgeer, ek glo vir hierdie droogte storie, né? Ja. Minder of meer? Ja, dis 'n moeilike een om te antwoord. Ek dink almal wil neig na die minder ene. Ek dink daar is basters wat beter doen op laer plantpopulasies as ander en ander wat bietjie populasies nodig het om te presteer. Tegnies is al die basters op jou plaas in kompetisie met mekaar vir volgende jaar Ja, se bestelling ook. So jy wil nie een in die voet skiet weens 'n seisoenindeks nie. So ek sou sê, as jy besluit om laer plantpopulasies te wou plant, kies dan 'n baster wat beter daar presteer. Dit sou my uitkyk wees. Ek sou nie 'n dramatiese verandering maak weg van die normaal wat ek altyd doen nie. Ek sou 'n bietjie beter vra in die sin van okay, maar watse baster kan ek die 10% sny om nog steeds vir dieselfde potensiaal uit te kom. Dit sou miskien my uitkykspunt wees. ek dink jy raak aan 'n belangrike ding is om nie nou in hierdie tyd groot spronge te maak op jou boerdery nie, maar eerder te hou by wat werk, want ons sit in 'n perfect storm tipe van scenario Yes. waar alles net teen jou tel, maar dis nie die norm nie. Yes. En dit help nie jy wil nou op grond van dit benoude spronge maak nie. Hou eerder by dit wat die afgelope 10 jaar gewerk het. Ja, ek dink dis toets van tyd. Basters wat lank daar is en basters wat lank presteer, het die toets van tyd gehou. En ek sê weer eens, mens moet bietjie kyk na nuwe goed ook. Daar's altyd geleentheid vir daai nuwe goed in jou pakket. Ek sou nie net wegstap van 'n nuwe baster nie. Miskien mis jy daai geleentheid ook. Met jou. En jou laaste ding, as jy nou moet kyk van want daar's nou geneigtheid om te sê luister jy, omdat die mielies so duur is, nê, om te plant, eintlik mielies nie, kunsmis. Wel, mieliesaad gaan altyd te duur wees so. In elk geval, maar uit 'n kunsmis oogpunt uit om eerder te gaan na sonneblomme of sojas of daai tipe van goeders toe. Ek weet jy is al van die ouens wat nou met julle gepraat het oor dit, wat sê dat dink jy? Ja, ek is nie 'n kunsmis kenner nie. So al wat ek net weet is daar's 3 verskillende gewasse en 3 verskillende gewasse het verskillende behoeftes om effektief opbrengs te presteer vir. Ek sou nie kunsmis sny op alles nie, want jy boet ook in opbrengs in 'n manier in. Weer soos ek sê, bou wat jy doen. As jy sonneblom strategie volg omdat jy bekommerd is oor jou potensiële risiko op droogte, bestuur hom nog steeds ooreenkomstig. Dit sou miskien my uitkyk wees. Kunsmis is glad nie my ballgame nie, so ek weet net hoe om die gewas in te pas in die probleem. Wat jy wil sê is, kom maar net daarop, kyk hoe jy jou risiko die beste kan verskans en moenie snaakse goed te doen nie. Definitief nie snaaks goed doen. Uitstekend. Dankie baie. Alright, dankie. Brein. Dis sien, as jy 2 vanne vir 'n name en 'n van en 'n vanne, dan raak ek te mekaar. Luister hierso. So ja, dis die van Panner af. Soos hy sê, moenie snaakse goeders doen nie. Belangrikste wat jy nou kan doen is gaan sit saam met die ouens wat ken in jou omgewing, kyk na daai geskiedkundige data en kies die goed wat op die einde van die dag vir jou die beste risikoverskansing doen. Dis die van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.